Goeiedag, ons is besig met ons reeks oor Heilige Gees. Vul my met die Heilige Gees, asseblief Jesus. En vandag gaan ons gesels oor hoe ontvang 'n mens die Heilige Gees. Nou weer eens, net om te begin, Heilige Gees is in jou. En ons het by die koms van Heilige Gees verduidelik, dat toe ons oor daai gedeelte gepraat het, dat daar is 'n kom van die Heilige Gees, wat deel raak van die mens se lewe wanneer jy tot wedergeboorte kom en ek is die tempel van die Heilige Gees. Maar daar is 'n gebeurtenis, 'n gebeure wat plaasvind wanneer die Heilige Gees oor jou kom en ons het in die vorige sessie het ons al die terme verduidelik van val op, kom op, uitgegiet op, gevul met, gedoop met Heilige Gees, wat 'n gebeure is na wedergeboorte, iets wat spesiaal is, wat met jou gebeur. So nou, in hierdie sessie praat ons van, so hoe ontvang ek Heilige Gees dan, as die koms van Heilige Gees, soos wat die woord vir ons het verduidelik het. Daar's 4 belangrike dinge, wat ons moet onthou, wanneer ons oor hierdie gedeelte gaan, en oor dit praat. Die eerste ene, Handelinge 2 vers 39 sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. So die koms van die Heilige Gees, die vervulling met die Heilige Gees, die doping met die Heilige Gees, is die vervulling van die belofte van die Vader. Okay? So dis daai belofte wat vervul word, wanneer ons gevul word met Heilige Gees. In Lukas 11 vers 13, die tweede beginsel, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Vader wil graag Heilige Gees vir jou gee. Hy wil graag hê dat jy gevul sal word, dat jy gedoop sal word in Heilige Gees. En as ons sien wat die effek daarvan is, en hoe lewensveranderend dit is, dan kan 'n mens nie anders daar is om te verstaan, dis Vader se begeerte dat ek en jy gevul sal word met die Heilige Gees nie. En dat hy Heilige Gees vir ons wil gee. Inteendeel, hy sê, bid, ek sal dit vir julle gee. Ek sal Heilige Gees vir julle gee. Die derde beginsel, Handelinge 4 vers 31. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Nou, die uitstorting van die Heilige Gees, die eerste keer, op Pinksterdag, lees ons van in Handelinge 2. En ons almal ken die verhaal van Pinkster, en hoe dit plaasgevind het, en hoe Heilige Gees uitgestort is, en die rukwind, en die vuurvlamme, en die mense wat in tale spreek, en alles wat daarmee saamgaan. So ons ken daai verhaal. Maar nou kom ons by Handelinge 4, by 'n geleentheid, waar die disippels weer by mekaar was, weer gebid het, die plek is weer geskit, en hulle is almal weer vervul met die Heilige Gees. So, wat ons wil sê daardeur is, as jy gevul is met die Heilige Gees, kan jy weer gevul word met die Heilige Gees. So wat gebeur? In die eerste keer toe Heilige Gees uitgestort is, op Pinksterdag, het die Gees van God teenwoordig geword. Jesus is daar, en sy heerlikheid word geopenbaar. By 'n volgende geleentheid gebeur dit weer. En hierdie is 'n spesiale opdag van Jesus in ons midde, en die vervulling met die Heilige Gees, daai reaksie wat plaasvind wanneer hierdie mens gevul word met die heerlikheid van God, en die heerlikheid van die Here ervaar in my lewe. So dit kan meer as een keer met jou gebeur. Die volgende beginsel is, daar is nie 'n resep nie. Daar is nie 'n voorskrif wat jy kan volg om vervul te word nie. Jesus is die doper met die Heilige Gees, en hy doen dit soos hy wil. Daar is so baie getuienisse van mense wat getuig het. Sommige mense was in 'n diens,
in 'n kerk, terwyl besig was met lofprysing en aanbidding, is hulle gevul met Heilige Gees. Sommige mense was in 'n diens en daar's vir hulle spesifiek gebid en hande op hulle gelê en is gevul met Heilige Gees. Sommige mense was heel op hulle eie, daar was niemand anders by hulle nie en hulle is gevul met Heilige Gees. Sommige mense het terwyl hulle besig om met hulle voertuig te ry, besig om die Here te loof en prys en aanbid, is hulle gevul met Heilige Gees. Daar's nie 'n resep nie. Ons kan sekere goeders doen, want ons het gesien, dit is gedoen in die woord, soos om vir mense hande op te lê en vir hulle te bid, om die Heilige Gees te ontvang. Maar dis nie 'n resep nie, daar's nie 'n spesifieke resep nie. So, wat gebeur dan nou tydens die vervulling met die Heilige Gees? As ek nou vervul word met die Heilige Gees, wat gebeur en hoe gebeur dit? So kom ons kyk na die skrif, Handelinge 2 vers 4, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het. Wanneer jy vervul word met Heilige Gees, moet jy iets verwag. Jy gaan iets beleef en jy gaan in tale spreek. Dis 'n uitvloeisel en ons sal met die volgende sessie praat oor tale spraak en 'n bietjie meer in detail daaroor gesels. Maar jy gaan iets beleef en hierdie iets wat jy beleef, hierdie belewenis wat jy het van God se teenwoordigheid, gaan in jou ook 'n reaksie bring van aanbidding en lofprysing en jy gaan in ander tale spreek. So, dis nie net kan 'n mens dit stel, iets wat gaan gebeur en ek weet nie as dit het gebeur nie. Jy het 'n belewenis van God se teenwoordigheid. Jesus kan nie in sy heerlikheid in ons midde opdaag en jy bly onveranderd en jy bly soort van wat is dit nou gewees nie. Jy gaan dit beleef en jy gaan die heerlikheid beleef en jy gaan reageer, want dis wat gebeur met ons. Ons reageer op God se teenwoordigheid. Handelinge 2 vers 2 sê, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle teenwoordig is. So voordat hulle gevul was met Heilige Gees, is die hele plek gevul met God se teenwoordigheid. En dit is belangrik dat ons verstaan dat die vervulling met Heilige Gees vanuit die teenwoordigheid van God gebeur, vanuit sy opdaag in ons midde. Dis 'n intense belewenis van God se teenwoordigheid wat ons op die plek bring waar die vervulling met Heilige Gees in ons lewens plaasvind. So ek beleef God en ek beleef Jesus, die doper met die Heilige Gees. Ek beleef hom en ek sien hom en ek ervaar hom en wanneer dit gebeur, vul hy my met Heilige Gees. So weer eens dui die gebeurtenis op iets wat van buitekant af kom en nie net 'n intense opwelling van iets binne in die mens nie. Dit begin by 'n goddelike, bonatuurlike besoeking in volheid. En dan is daar 'n reaksie vanuit my binneste. Ek reageer op God se besoeking, op sy volheid, op sy heerlikheid wat aan my geopenbaar word. Handelinge 13 vers 52 sê die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Jy gaan reageer as God opdaag. Dis nie vir ons moontlik as 'n mens vir hierdie vlees en hierdie siel en hierdie gees. Dis nie vir ons moontlik om onaangeraak te bly wanneer God opdaag nie. As jy 'n wedergebore kind van God is, dan beteken dit Heilige Gees is in jou. Jy het 'n wedergebore gees. 'n Gees wat nou lewend is as gevolg van die lewe wat God in dit ingiet. Dis lewe. Nou daag die gewer van lewe op Jesus Christus in sy heerlikheid. En wat gebeur? Heilige Gees en my wedergebore gees
reageer daarop. En dit het 'n effek op my emosies en dit het 'n effek op my liggaam. Sodat mense hulle hande begin opsteek. Mense val soms op hulle knieë neer voor die Here. Party mense huil. Jou emosies word aangeraak. Jou totale menswees word aangeraak deur die teenwoordigheid van God. Jy word gevul met blydskap, met hierdie wonderlike gevoel van God se genade en liefde en heerlikheid wat hy aan en in ons lewens kom openbaar. Dit is 'n ontsaglike, wonderlike ding wat met jou en met my gebeur. So die hart van die koms van die Gees lê in 'n gebeurtenis, 'n belewenis van die dinamiese teenwoordigheid van God in Heilige Gees. En dis nie, daarom, ek kan nie net staan, jy weet, en nie 'n bewustheid hê van sy teenwoordigheid nie. Dis vanuit my bewustheid van sy teenwoordigheid, my belewenis van sy teenwoordigheid, waar ek gevul word met Heilige Gees. So dit moet gesien word as 'n aktiewe, dinamiese teenwoordigheid van God. En dit verskil van sy alomteenwoordigheid. God is oralster, maar hierdie is 'n spesifieke opdag, 'n dinamiese opdag van God, van Jesus, met 'n spesifieke doel om my te vul met Heilige Gees. Om Heilige Gees oor my te laat kom, om my te doop met Heilige Gees. So omdat dit God self is wat na ons toe kom in die vorm van Heilige Gees, dis 'n manifestasie van sy heerlikheid en sy majesteit. En dis gesentreer rondom Jesus Christus, ons Here. Jy kan nie onaangeraak wees daardeur nie. Johannes 16 vers 14 sê hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Heilige Gees gaan reageer hier binne in jou wanneer Jesus opdaag. En Heilige Gees gaan hom verheerlik, gaan eer en lof aan hom bring. Heilige Gees gaan opstaan, so dit gaan oor die verheerliking van Jesus Christus, ons Here. So wat is die basis van die vervulling met die Heilige Gees? Kom ons kyk wat sê die woord. Handelinge 10 vers 43 sê hy, en 44, aangaande hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, van vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. En in vers 44 lees ons, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. Die mense, Cornelius in sy huisgesin, is besig om te luister na die woorde van Petrus. En Petrus gee hier 'n doodgewone bekeringsboodskap. Jy moet glo in Jesus Christus tot vergifnis van sondes. En in hierdie mense wat daar sit, is hulle gevul met geloof. En die oomblik toe hulle glo, toe word Heilige Gees op hulle uitgestort. En hulle word gevul met Heilige Gees. En vol van Heilige Gees. Efesiërs 1 vers 3 sê, geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met al die geestelike seëninge in die hemele, in Christus. In Christus het ons al die seëning, ook die vervulling met die Heilige Gees, is in lyn met ons geloof in Christus. Dis in hom opgesluit. Hy is die een wat ons doop in die Heilige Gees. Hy is die een wat dit vir ons moontlik maak. 2 Petrus 3 vers 18, maar julle moet toeneem in die genade, toeneem in die geloof en die kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Geloof is 'n dinamiese groeiproses. So wanneer ek my hart aan hom gee en ek kom tot bekering, is geloof besig om te groei in my en groter en meer te word. En groei neem toe en ontwikkel in my tot op daardie plek waar my geloof van so aard is dat ek sê, Here, ek glo en ek wil u teenwoordigheid beleef en ek wil gevul word met die Heilige Gees. So geloof is die basis daarvan.
So hierdie verstaan van die werking van geloof is essensieel in die ontvangs van die Heilige Gees. As jy nie glo nie, as jy nie glo in Jesus nie, kan jy Heilige Gees nie ontvang nie. As jy nie glo in die vervulling met die Heilige Gees nie, gaan jy dit ook nie ontvang nie. So daar's 'n sekere moment in geloof, in die begin of langs die pad, wanneer Heilige Gees ontvang kan word. Wanneer jy op daai plek is waar jy glo. So die moment kan saamval met die ontvangs van vergifnis van sondes, of 'n dag later, of maande later, of selfs sommige mense jare later. Afhangend van hoeveel goed ek moet deel mee, in my pad wat ek besig is om te stap. Wat ook al die geval is, geloof in Christus speel 'n essensiële rol in die gee en die ontvangs van Heilige Gees. So, sonder geloof is dit onmoontlik. Daar's 'n paar uiterlike dinge wat saam met die doping van die Heilige Gees in die skrif staan, en baie keer verstaan ons dit nie lekker nie, en ons wil baie voorskriftelik maak, of ons wil sê, maar eers hierdie moet gebeur, dan kan daai gebeur. Wel, die enigste ding wat moet gebeur vir jou om Heilige Gees te ontvang, jy moet tot wedergeboorte kom. Jy moet jou hart aan die Here gee, en Jesus Christus koning van jou lewe maak. Dis die enigste voorwaarde, en is die enigste plek waar jy moet wees. Maar daar's 'n paar goed wat ons in die skrif sien. So, kom ons kyk gou 'n bietjie na dit. Die eerste gedeelte gaan oor die doop. Kom ons kyk wat sê die skrif. In Handelinge 2 vers 38, Petrus is besig om met die mense te praat, en hy sê vir hulle, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So in hierdie geval is Petrus besig om te verduidelik en te sê, bekering en na bekering is daar die doop, en na die doop die ontvangs van die Heilige Gees. Maar kom ons kyk nou na hierdie teksversie. In Handelinge 10 vers 44, en toe Petrus nog besig was om die woorde te spreek, het die Heilige Gees op hulle almal geval wat die woord gehoor het. Niemand, en dan gaan hy in vers 47 sê, niemand kan tog die water weer van hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, en nie gedoop word nie. So, hier is die volgorde, hulle kom tot bekering, hulle word gevul met die Heilige Gees, en dan word hulle gedoop. Met ander woorde, die doop is nie 'n voorvereiste, of 'n kanaal vir die ontvangs van Heilige Gees nie. Jy kan Heilige Gees voor dit ontvang, voor die doop, of na die doop ontvang. Die volgende gaan oor handoplegging, om mense die hande op te lê wanneer jy vir hulle bid. In Handelinge 10 lees ons, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. So Petrus staan, hy praat, terwyl hy praat, word die mense wat sit en luister na hom, gevul met die Heilige Gees. Niemand raak aan hulle nie, niemand vat aan hulle nie, maar hulle word gevul. So die ontvang van die Heilige Gees was sonder handoplegging. Maar nou lees ons in Handelinge 8 vers 17, hulle het toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. Hier lees ons, dat hulle hande opgelê is, terwyl hulle mense vir hulle gebid het, en in daai proses van hande oplegging, ontvang hulle die Heilige Gees. So, ons kan dieselfde sê as oor die doop, handoplegging is nie 'n voorvereiste, of 'n kanaal vir die ontvangs van die Gees nie, en enige persoon kan hande oplê en vir iemand anders te bid. Dis nie net die pastoor nie, dis nie net die ou wat die diens hou, of die ouderling nie. Ananias sit by sy huis, en die Here sê vir hom, gaan bid vir Paulus. En hy kom by hom uit, en hy bid vir hom, en hy sê, ek het gekom om vir jou te bid, dat jy kan sien, en dat jy gevul kan word met Heilige Gees. So, hy bid vir Paulus, toe hy blind was, om Heilige Gees te ontvang. So, enige iemand kan vir enige iemand anders bid, om Heilige Gees te ontvang. So, kom ons kyk na die konteks waarin die Heilige Gees gegee en ontvang word. En hier's 'n paar goeters wat ons moet verstaan. Die eerste een gaan oor God se soewereine posisie,
wanneer dit kom by die gee van Heilige Gees, of uitstorting van die Heilige Gees, of vervulling van Heilige Gees. Hy gee, Vader, Jesus, Heilige Gees, gee Heilige Gees as 'n geskenk aan ons, soos hy wil, wanneer hy wil, aan wie hy wil. Ja, Heilige Gees is beskikbaar, en alle mense kan gevul word met die Heilige Gees. En dis God se begeerte dat almal gevul word met die Heilige Gees, wat wedergebore kinders van God is. Maar daar is niks wat ek of jy kan doen wat dit kan verdien nie. Daar's niks wat ons kan doen wat sê, okay, Here, ek verdien nou om Heilige Gees te ontvang nie. Inteendeel, ons het eintlik die vervulling met Heilige Gees nodig, sodat ons goed reg en beter kan doen vir God. Sodat ek 'n beter getuienis kan wees, sodat ek 'n beter pad met hom kan loop, het ek die krag van Heilige Gees nodig. Ek het die vervulling nodig om my te help daarmee. Ons moet mooi verstaan, ek het nie die vervulling met Heilige Gees nodig om hemel toe te gaan of om 'n kind van God te wees nie. Kindskap, wedergeboorte, vind plaas op grond van, uitsluitlik op grond van wat Jesus Christus vir jou en vir my gedoen het aan die kruishout van Golgotha, toe hy in ons plek gesterwe het. Wanneer ek dit aanvaar, dat ek vergifnis ontvang deur sy bloed alleen, word ek 'n wedergebore kind van God. En as 'n wedergebore kind van God, gaan ek hemel toe. Al het ek nog nie die vervulling of die doping met Heilige Gees beleef nie. Ek gaan hemel toe. Maar die vervulling en die doop met Heilige Gees, daardie bonatuurlike belewenis en ontmoetingservaring met Jesus Christus in sy heerlikheid, en wanneer ek gevul word met Heilige Gees, en ek hierdie heerlikheidservaring en belewenis het, van sy teenwoordigheid en van sy kom oor my en op my en val op my en uitstort oor my en vul my en doop in die Heilige Gees. Al hierdie goeders, ja, hierdie magnifieke bonatuurlike belewenis verander jou lewe heeltemal. En dis wat ons nodig het. Maar ek het dit nie nodig vir saligheid nie. Die volgende beginsel gaan oor gebed. Die feit dat ons moet bid om Heilige Gees te ontvang. Handelinge 1 vers 14 sê, hulle het almal eendragtig volhard in gebed en in smeking, saam met 'n aantal vroue, Maria, moeder van Jesus en sy broers. Gebed en toewyding, soos wat hulle hier sê, die volharding in gebed, is dit skep die konteks en die atmosfeer vir die vervulling met Heilige Gees. Nou weer 'n keer. Jy kan in die veld loop en op jou eie wees, en ek het al getuienisse gehoor daarvan, dat die Here mense vul met Heilige Gees. Hy loop aan die veld op sy eie, is besig om te dink aan die Here, en die Here raak teenwoordig en vul daai mens met sy Gees. Maar die atmosfeer van gebed help ons oor die algemeen om op 'n plek te kom waar ons die teenwoordigheid van God op 'n spesiale wyse kan beleef. So gebed is belangrik. Die volgende beginsel is gehoorsaamheid. Handelinge 5 vers 32. En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Kyk mooi wat sê hy, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Gehoorsaamheid aan God se opdragte, gehoorsaamheid aan die pad waarin Heilige Gees jou lei, is 'n sleutel vir die ontvangs van Heilige Gees. Daar is 'n plek in die Bybel wat sê dat
ons sondes het 'n skeidsmuur geword tussen ons en God. Sonde bring onvrymoedigheid. Sonde sit ons op daai plek waar ek soort van wegskram van die heiligheid van God. Want sonde en heiligheid is die teenpole van mekaar. En ek kan nie met sonde naby heiligheid kom nie. So wanneer God opdag in sy heerlikheid en ek het sonde in my lewe, is daar outomaties in ons iets wat wegskram van daardie heiligheid af. En een van die belangrikste sleutels vir die ontvang van Heilige Gees is nie om weg te skram nie, maar dit bring ons by die volgende punt, en dit is oorgawe. Dat ek sal myself oorgee aan die Here in hierdie proses, oorgee aan sy teenwoordigheid. Dat ek sal toelaat dat hy my vul en volmaak, en dat ek myself sal toelaat om sy heerlike teenwoordigheid te beleef en te ervaar en daarin te deel. In Romeine 6 vers 13 sê, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewendig geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Stel jouself tot beskikking. Dis in die atmosfeer van oorgawe waar ek gevul kan word, waar Christus my vul met Heilige Gees. Hoe meer ek terughou en hoe meer ek afstand tussen my en God wil bring, hoe moeiliker raak dit om die belewenis van die vervulling met Heilige Gees te hê. En met baie keer is dit omdat ons dalk nie dit ken nie, omdat dit vir ons vreemd is, of omdat ons allerlei goed oor dit geleer het, wat nie in lyn is met die woord van God nie, is daar soms by mense so 'n soort van 'n versigtigheid. Jy kan nie versigtig wees in oorgawe nie, jy moet jouself in God se hande toevertrou. En jy moet vertrou dat hy is wie hy is en wat hy sê is waar. Dat as hy sê dat hoeveel te meer sal die Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. As ek na Vader toe kom, as ek na Jesus toe kom en ek vra kom vul my met u Gees asseblief, dan sal hy jou vul met Heilige Gees, met niks anders te nie. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy kan net jouself oorgee en hy sal jou vul met sy Gees. So, dit beteken 'n volledige oorgawe van liggaam, siel en gees. Dis geloof in aksie. En weet julle wat is vir baie mense die laaste dingetjie wat hy moet oorgee, is die verstand, die denke. Moet ek oorgee. Kom ons lees gou wat sê Frank Barkelman vir ons oor sy ervaring. Hy sê, my mind, the last fortress of man to yield was taken possession of by the Holy Spirit. The waters that has been gradually accumulating went over my head. I was possessed of him fully. Oh, the thrill of being fully yielded to him. In the experience of speaking in tongues, I had reached the climax of abandonment. From that time, the Spirit began to flow through me in a new way. The Pentecostal baptism spells complete abandonment, possession by the Holy Ghost of the whole man with a spirit of instant obedience. I now realized a sensitiveness for the Spirit, a yieldedness that made it possible for God to possess and work in new ways and channels, which was far more powerful, direct
results. There was no strain or contortions, no struggle in an effort to get the baptism. With me, it was simply a matter of yielding. I wanted to be fully yielded to God. I wanted more of Him, and that was all. So gee ten volle oor. Gee ten volle oor. Dit bring ons by die volgende punt van verwagting. Ek moet iets verwag. Ek kan nie net daar staan en dink, wel, hier is eintlik niks nie. Ek moet 'n verwagting hê dat ek gevul sal word met Heilige Gees. Die verwagting is nie dat, wel, die persoon wat vir my bid my gaan vul nie, of die persoon wat nou sy hand op my lê, die antwoord is nie. My verwagting is dat Jesus Christus my gaan vul met Heilige Gees. My verwagting is dat as ek vir Vader bid en vra vir Heilige Gees, dat hy hom sal gee vir my. So Lukas 11 vers 9 sê, ek sê vir julle bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en dit sal vir julle oopgemaak word. Dis nie, ek hoef nie te wonder daaroor nie. Ek hoef nie 'n stryd te hê daaroor nie. Ek hoef nie te glo. Here, u woord is waar en u is 'n waarmaker van die woord en u sê dit vir my. In Openbaring 22 vers 17 sê, en die Gees, Heilige Gees, en die bruid ons roep uit en ons sê, kom, laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Jy moet 'n dors in jou hart hê om gevul te word met Heilige Gees. As jy nie belangstel nie, as jy nie belangstel om gevul te word met Heilige Gees nie, gaan jy baie moeilik gevul word met Heilige Gees. Nou kom ek stop net gou daar, en kom ons kom terug na God se soewereiniteit toe. Die Here kan, al sê jy nee, jou vul met Heilige Gees. Die Here kan, al weet jy niks van Heilige Gees nie, jou vul met Heilige Gees. Maar daar is sekere skanse wat ons as mense van moet ontslaa raak. Vooropgestelde idees. Goed wat ons geleer het, wat ons moet afleer. Goed wat ons verkeerd verstaan het, wat ons moet reg verstaan. Wat dit vir ons makliker maak om Heilige Gees te ontvang. Ek het groot geword in die kerk. Ek het groot geword in die kerk. Die vervulling met Heilige Gees was vir my nooit 'n snaakse ding nie. Want ek het so groot geword in die AGS kerk, in 'n Pinksterkerk. Mense praat in tale, mense word gevul met die Heilige Gees, die gawes van die Gees werk, mense profeteer, mense gee woord van wysheid, mense gee woord van kennis. Dis nie vir my snaaks nie. Is nie vir my snaaks gewees om te sien hoe mense verander bid en daar vind genesing plaas nie. Ek het wonderwerke gesien gebeur, ek het so groot geword. Maar baie mense het nie so groot geword nie. Jy het nie die voorreg gehad om groot te word in 'n kerk waar die Pinksterbelewenis 'n lewendige, sigbare, ervaarbare iets is nie. Jy het al groot geword in 'n plek, in 'n denominasie of in 'n omgewing waar dit net nooit geleer is nie, of geïgnoreer is, of die teenoorgestelde geleer is om te sê dit werk nie en dit is nie vir vandag nie. So jy moet in jouself 'n proses deurgaan om op die plek te kom waar jy sê, Here, hierdie is 'n werklikheid, dis wat u woord vir my leer. Hier is die skrif, dit is duidelik, en ek wil graag u so beleef, Heilige Gees. Ek wil u so beleef, soos wat u disippels u beleef het. En al die mense wat daarna gevul is met die Heilige Gees, ek wil dit so beleef. Gaan kyk 'n bietjie na die kerkgeskiedenis. Dan sien jy dat elke groot herlewing daar ontsaglik baie getuienisse is van mense wat gevul is met Heilige Gees, wat beginne spreek het in tale, en al die ander goeters wat daarmee saamgegaan het.
Jy moet 'n verwagting in jou hart hê. Hierdie dors, sê Here, ek begeer om gevul te word met Heilige Gees. Vader, dankie dat ons dit van U kan bid. U sê, hoeveel te meer sal U vir ons die Heilige Gees gee, as ons vir U vra. Miskien is daar iemand wat nou na hierdie boodskap luister, en wat hierdie begeerte in hulle hart het, Here, dat U hulle sal vul met U Heilige Gees. Jesus, dat U hulle sal doop met Heilige Gees. Heilige Gees, dat U op hulle sal kom, op hulle sal val, op hulle uitgestort sal word. Ek bid in hierdie oomblik, dat U dit sal doen, Here. Vul hulle met Heilige Gees. Jesus, daag daar in hulle midde op, in hierdie oomblik, in U heerlikheid, en in U majesteit, en in U grootheid, en vul hulle met Heilige Gees. Dit is my gebed. Ek bid dit in die naam van Jesus, die Koning van die Konings. Amen. Ons volgende sessie gaan ons 'n bietjie praat oor, hoekom spreek ons in tale?